Wat is dit? Nee, is net voor daai na hom uit. Goeiemôre almal. Dankie Pieter, Jan. Baie van die ou gereformeerde vaders was nie baie genee met die geloofsvakansie daar nie. Hulle was baie versigtig daarvoor uit die katholieke tradisie uit, was hulle versigtig daarvoor dat mense van hierdie vakansie daar sulke groot geleenthede maak, dat die ander dae so half nie meer so belangrik word nie, dat jou geloofslewe een word van die een event af na die volgende event toe, en dat dit dan daarom later meer oor hierdie events gaan, as oor die normale elke dag se oorgawe en lewe in Christus. Tog is dit belangrik dat ons nie die kind met die badwater uitgooi nie. Ja, elke Sondag dink ons aan kruisiging en elke Sondag aan opstanding. En dit is baie duidelik in die prediking dat dit elke Sondag die kern is waaroor dit gaan, die hele evangelie. Maar dit is belangrik tog dat ons daar soos hierdie het, dat ons spesifiek daarop kan fokus. En welkom daarom aan elke een van julle, ook julle wat inskakel. Welkom daarop dat ons vandag regtig net op een ding kan fokus, en dit is daardie verskriklike dag. Die dag van die Here, toe al sy straf op Christus afgekom het. Maar tog terselfdertyd ook daardie wonderlike dag, toe hy dit in ons plek gedoen het, en dit vir ons bevryding gebring het. Dat mens hierdie twee dinge in jou belewe, en vanoggend saam, maar in jou nadenke oor Goeie Vrydag. 'n verskriklike Vrydag, wat vir ons 'n Goeie Vrydag geword het. Kom ons sing van ons verlange na Christus. En ons vraag dat hy ons harte met sy gees sal vul, dat ons regtig 'n Christusfees sal hê. Amen.
Kom ons verklaar uit 1 Korintiërs 1 uit. Die Jode vra wondertekens, en die Grieke soek soek wysheid. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit 'n aanstoot en vir die ander is dit onsin. Maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Vir elkeen wat deur hom geroep is, wat hulle geloof in Jesus Christus bely, vir elkeen van julle genade en barmhartigheid en vrede van God die Vader en die Here Jesus Christus ons verlosser. Kom ons fokus ons gedagtes aan die gebeure daar. En dis as dit ware wat ons vir mekaar sê, kom ons kyk, aanskou die heiland, sien hom aan die kruis, die hemelvors wat daar verag en verguis word. Ons sing daarvan dat hy al my skuld betaal het. Dat hy vir my in sy helle angs betaal, sodat hy in my 'n nuwe mens kan ontsluit. En dat ons hom daarom met vreugde kan dien. En dat sy liefde, wat so volmaak is, nie anders kan as om 'n liefde in ons te wek. Kom ons staan en dan sing ons dit saam. En daarna kan jy weer sit. Kom ons bid saam. Voor U ons God, Vader, Seun en Heilige Gees, wil ons kom en regtig ons klein maak voor U. Ons nietigheid voor U erken. U grootheid aanskou. Here, in gebeure wat ons in herinnering roep, wat net te groot is vir ons om te begryp, net te ver bo ons is, om regtig te besef wat dit sou inhou. Ons staan verstom voor U. In diepe dankbaarheid, Here, verslae oor U genade.
Here, soos deur die eeue heen, hulle in die Pasga vooruit gekyk het na daardie dag wat sou kom, so kyk ons terug. En dit wat U bewerk het. Hoe U self nie U hemelse heerlikheid vasgehou het nie, maar U self verneder het om 'n mens te word soos een van ons. Hoe U hier 'n perfekte, heilige, geregtige lewe gelei het. En tog, hoe U uiteindelik as 'n sondaar gereken is. Vervloek aan die paal gehang het. Omdat U ons sonde op U self geneem het. Daardie daad, Here, is ver bo ons begrip. Maar vul ons met dankbaarheid. Vul ons met 'n aanhoudende, kontinue verwondering. Dat die grootsheid van wat U gedoen het so groot sal wees in ons lewens, dat alles verder in die skaduwee daarvan staan en dan as dit ware in die niet verdwyn, omdat U lig so helder skyn. U getrouheid, dat U die sonde nie sal laat verbygaan nie, maar dat U elke stukkie daarvan sal straf. Ag Here, mag die wêreld dit sien en besef dat so sal dit wees. En dan die liefde en die genade dat U elke stukkie sonde van ons wat gestraf moet word op U self neem. Om die straf daarvoor te dra, eens en vir altyd, volkome, sodat daar nooit weer daarna gedink word. Dat U ons daarvan totaal vervry en dat ons voor U gaan staan in Jesus se geregtigheid. Dankie Here. Help ons nou as ons spesifiek vandag weer deur hierdie gebeure dink. Ag Here, help dat dit nie maar net in ons verstand bly nie en dat ons nie maar net so langs aan dit verbystap nie, maar help ons om regtig in hierdie gebeure U te ontmoet. Dat ons iets daarvan belewe. Van U teenwoordigheid hier by ons, raak ons aan deur U Heilige Gees. In Sy naam vra ons dit deur die krag van die Gees. Amen. Kom ons lees uit Markus 15 uit. Ek gaan lees van vers 16 af tot by 39. Vooraf is Jesus in die tuin van Getsemane, weet hy wat kom. En dan is hy so in 'n benoudheid oor hierdie verlatenheid van God wat vir hom voorlê, dat hy in bloedsangs sweet. En vir sy Vader vra dat hy die beker by hom laat verbygaan, maar nogtans sy wil sal laat geskied. In sy mensheid sien hy nie kans vir dit wat kom nie. Al weet hy, in sy godheid is dit juis sy roeping. En dan verhoor die Vader hom nie deur te gee wat hy vra nie, maar tog ook wat hy vra, dat die Vader se wil bly geskied. Hy stuur 'n engel om hom te versterk, en van daar af is hy vasberade, onverskrokke om sy roeping te vervul. Hy word gevange geneem, die een na die ander hofsaak, elke keer maar onskuldig, onskuldig, onskuldig. Maar sy eie mense, die kerk van die Here, staan teen hom op, en hulle lewer hom uit, dat hy gekruisig word. Selfs die wêreldse reg, die heidense reg, vind aan hom geen skuld nie. Maar hy moet dood. Kruisig hom, skreeu hulle. En as Pilatus vra waarom, dan antwoord hulle hom deur net harder te skreeu, kruisig. Kom ons lees van vers 16 af. Nadat Pilatus hom dan oorgelewer het, om gekruisig te word.
Die soldate vat Jesus toe in die binnehof van hulle hoofkwartier in en hulle roep die hele afdeling bymekaar. Toe trek hulle hom 'n persmantel aan en vleg 'n doringkroon en sit dit vir hom op. Daarna het hulle hom begroet en gesê, ons groet u koning van die Jode. Hulle het hom herhaaldelik met 'n stok oor die kop geslaan en op hom gespoeg en hulle knieë gebuig asof hulle aan hom eer wou betoon. Nadat hulle met hom klaar gespot het, het hulle die persmantel uitgetrek en weer sy eie klere aangetrek. Toe lei hulle hom weg om hom te kruisig. Die soldate het iemand wat daar verbykom gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Dit was Simon van Sirene, wat van buite die stad afgekom het, die pa van Alexander en Rufus. Hulle bring Jesus toe na 'n plek Golgotha, wat kobbeenplek beteken. Hulle wou nie vir hom wyn gee met midde daarin. Hulle wou vir hom wyn gee met midde daarin, maar hy wou dit nie hê nie. Toe kruisig hulle hom en verdeel sy klere onder mekaar deur die lood daaroor. Deur te lood daaroor wat elkeen moet kry. Dit was 9 uur die môre toe hulle hom gekruisig het. En die rede waarom hulle hom gekruisig het, was op 'n bordjie aan die kruis geskrywe, die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook 2 rowers gekruisig, een regs en een links van hom. Die mense wat daar verbygeloop het, het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskud en gesê, toe, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae weer opbou, red jouself en kom van die kruis af. Net so het die priesterhoofde en die skrifgeleerdes ook spottend vir mekaar gesê, ander het hy gered, homself kan hy nie red nie. Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons kan sien en in hom glo. Die 2 wat saam met hom gekruisig is, het hom ook beledig. Teen 12 uur die middag het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3 uur geduur. Om 3 uur het Jesus hard uitgeroep, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Dit beteken, my God, waarom het u my verlaat? Die party van die mense wat daar naby gestaan het, dit hoor, sê hulle, hoor daar, hy roep vir Elia. Een van hulle het toe gehardloop en 'n spons met suurwyn gesteek en het vir hom op 'n stok gehou om te drink. Hy het gesê, wag, kom ons kyk of Elia hom van die kruis gaan kom afhaal. Daarna het Jesus hard uitgeroep en sy laaste asem uitgeblaas. Die voorhangsel in die tempel het van bo tot onder middeldeur geskeur. Toe die offisier wat leg voor Jesus gestaan het, om die laaste asem sien uitblaas, het hy gesê, hierdie man was werklik die seun van God. Dit is die woord van die Here. Julle weet dat in ander dele, in die ander evangelies waar die kruisiging gebeure ook verduidelik word of vertel word, hoe hy gegeesel is. Gesel is 'n sweep met klein beentjies en stukkies goed aan. As jy daarmee bygekom word, dan skeur dit die liggaam oop, sodat jy later van agter op die rug die ribbes kan sien uitsteek. En dan oorgelewer om gekruisig te word. Kom terwyl ons so sit, kom ons sing hierdie lied in ons gedagtes. Dink in jou gedagtes daar voor die kruis. Hoor sy woorde in die ander evangelies waar hy sê, vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis sy houding teenoor hulle wat hom so verag en minag. Weer hierdie woorde, my God en helper, waarom tog verlaat U my? En uiteindelik, Vader, in die veilige hoede, in U hande, gee ek my gees. Terwyl ons so sit, kom ons sing dit saam.
Deur sy hele lewe het hy hom aangespreek as my Vader. Daardie intieme verhouding van Vader, Seun en Heilige Gees wat van ewigheid af daar was. Daardie een wees in mekaar. Maar hier aan die kruis, hier is dit anders. My God, waarom verlaat U my? Ek kan my nie eens indink dat 'n aardse vader so iets sal doen nie. Wat dan nou nog van God wat homself bekend maak en so oorvloediglik bewys as 'n getroue beskermer in sy volmaakte liefde? Hoe is dit dan dat hy sy seun, wat hy weet totaal onskuldig is in homself, deur hierdie allervreeslikste lyding laat gaan en niks daaraan doen nie? Toe hy sy Vader die nodigste gehad het, word hy verlaat, in die steek gelaat. Nog erger eintlik, God straf sy seun. Hy kom op hom neer met sy woede oor die sonde, terwyl hy weet dat sy seun niks daarvan gedoen het nie. En dis nie per ongeluk dat dit gebeur nie, dit is aspris. Dit was God se plan reg van die begin af. Nog voor die grondlegging van die aarde, nog voor die skepping, hierdie verbond tussen Vader, Seun en Heilige Gees, dat dit is hoe dit sal wees. Ons lees in Handelinge 4 vers 28 dat die Jode met Pilatus en met die heidene nasie saamgespan het teen Jesus, want God het dit so vooruit beskik en besluit. Hy het besluit dit sal so wees en hy het dit so laat gebeur. Jy kan jou vra, wat is die verskriklikste ding wat 'n mens kan doen? En dan sal ons seker daarby uitkom om te sê dat dit is om God self te verneder, om hom te mishandel en dan wreedaardig te wil vermoor. Dis wat hulle gedoen het. En dis presies wat God wou hê hulle moes doen. Nie dat hy die sonde skep nie, maar dat hy dit hier gebruik. Dit was nie asof die duiwel en die sonde vir 'n rukkie die oorhand gekry het nie. Nee, God was volkome in beheer. Hulle het Jesus as 'n misdadiger in hegtenis geneem. Keer op keer is hy verhoor. En ten spyte van sy totale onskuld, is hy tot ter dood veroordeel aan die kruis. Met 'n gruwelike wraak het hulle hom uitgejou en bespot. Hulle het hom geminag, in sy gesig gespoeg, hom uitgetart, hom verneder. Hy deur wie die wêreld geskep is. Dis met hom wat hulle so maak. Hulle het hom gegeesel, geslaan, dat die vleis van sy lyf afgeskeur het. In die bebloede massa op sy rug, dat jy die wit van die beendere van sy ribbes kan sien. En dan, sonder 'n draadklere, spyker hulle hom vas aan die kruis. In die moordende son hang hy as 'n vervloekte. Maar weet jy, hoe verskriklik dit ook al is, dit was maar net die begin. Dit sou baie, baie erger word. Want in sy diepste nood en lyding verlaat die God hom. Verlaat sy Vader hom. God verbreek daardie intieme persoonlike gemeenskap wat daar van ewigheid af was tussen Vader en Seun. Ons verstaan nie presies hoe dit gebeur nie, maar dis wat hy sê hy gedoen het. God draai sy rug op sy geliefde Seun wanneer hy hom die nodigste het.
Maar nog meer is dit. Hy laat hom nie net in die steek nie. Hy kom af op sy seun met die allerverskriklike straf. Sy woede en sy wraak en sy straf oor sonde verbrysel hy hom aan die kruis, sy seun. Soos 'n goddelike laksman voltrek God hierdie oneindige toorn van 'n doodstraf op Jesus Christus. In 'n intense, godverlate marteling. Dis wat ons so gereeld bely, dat hy die lyding van die hel ondergaan het. En nou kom mens vra, waarom? Waarom doen God dit? Jy sien, al was Jesus self absoluut onskuldig, sonder 'n enkel krummeltjie sonde aan hom, totaal gehoorsaam, volkome heilig, het hy ons sonde op hom geneem. En daarom is hy voor God vol van ons sonde. 2 Korintiërs 5, Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as 'n sondaar behandel. 1 Petrus 2, hy het geen sonde gedoen nie, en uit sy mond het daar nooit 'n leuen gekom nie. Toe hy beledig is, het hy nie terug beledig nie, toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan hom wat regverdig oordeel. En die regverdige oordeel van God was sy straf. Want straf op die sonde wat hy op hom het. Ons. God was nie onregverdig om Jesus as 'n onskuldige te straf nie. Hy straf hom omdat hy ons sonde op ons geneem het. En daarom kry hy die verdiende straf vir ons sonde. Hy vat ons sonde rekening en hy betaal dit. Hy koop ons los. Hy verlos ons van daardie aaklige, afgryslike gevolge van ons sonde. Efesiërs 1 wat sê, deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe in die ryke genade van God. Want weet jy, net nadat hy daardie verskriklike prys van sonde betaal het, volledig betaal het, is God regverdig, want hy straf sonde nie tweemaal nie. Dit wat hy eenmaal in Christus gestraf het, straf hy nie weer nie. Dit sou tog nie regverdig wees nie. En daarom is daar vir ons geen straf nie, want ons sonde het sy straf gekry aan die kruis op Christus. En soos wat hy ons sonde op hom geneem het, so gee hy sy volkome heilige lewe, sy absolute geregtigheid, dit gee hy vir ons. Soos Galasiërs sê, die Heilige Gees trek ons met Christus aan. Sodat ons in die volmaaktheid, sy volmaakte geregtigheid voor God staan. Daardie oomblik toe hy die straf gedra het, die sondeskuld vir eens en vir altyd finaal betaal het, toe hy sterf, toe skeur die voorhangsel in die tempel. Daardie gordyn in die tempel wat moes skeur, dat gewone mense, sondige mense wat nie heilig is nie, nie naby God kan kom nie, daardie geweldige gordyn skeur van bo af na onder toe oop. En elkeen wat in hom glo, in Jesus Christus glo, en daarom in hom gereinig is van hulle sonde, kom nou in sy geregtigheid direk
in God se allerheiligste teenwoordigheid, sonder dat daar tussengangers nodig is, sonder dat daar iets is, soos 'n voorhangsel, wat skeiding bring tussen ons en God. Deur Jesus se geskeurde liggaam aan die kruis maak hy vir ons 'n nuwe pad oop tot in God se heiligdom, lees ons in Hebreërs 10. Sien jy God se liefde? Sy oneindige barmhartigheid vir sondaar mense? Daar hang hy aan die kruis in hierdie helse verlatenheid om jou straf uit te dien, sodat jy nooit deur God verlaat sal word nie. Niks kan ons van die liefde van Christus skei nie. Dit lees ons in Romeine. Dink aan daardie liefde van God die Vader vir jou. Hy het jou so lief dat hy sy enige gebore seun verlaat en straf. Die liefde van God die Seun, wat in sy totale onskuld al jou skuldigheid op hom neem en met sy lewe daarvoor betaal. Die liefde van God die Heilige Gees, om absoluut uit genade en sonder dat jy iets daarvan kan verdien, binne in jou die wedergeboorte en die geloof te werk, waarmee jy aan hom kan vasgryp en deel kan kry aan al hierdie gawes. Ja, ons was almal afgedwaalde skape. En dan kom die goeie herder, Jesus Christus. Soos hy sê, in Johannes 10, ek is die goeie herder, en die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Maar ons moet mooi hoor. As jy nie in Christus glo nie, is niks hiervan vir jou bedoel nie. Dan sal jy self daardie godverlatene helse straf moet verduur. Vir ewig. Dis deur geloof in Christus, 'n geloof wat vrugte dra in 'n nuwe lewe, dat ons deel kry aan die verlossing wat hy bewerk het. Nie net deel kry om eendag bevry te wees nie, maar nou al bevry te wees van al die mag wat die sonde op ons het, om nou al in die vreugde en in die heerlikheid en die salige vrede van God te kan lewe, terwyl dit in hierdie lewe hollerste boller met ons gaan, kan ons binne dit soveel vrede hê as wat hy gehad het, toe hy in daai skuitjie lê en slaap het, en sy disippels van hulle koppe af wou raak van vrees vir die storm om hulle. Maar sy vrede in jou en in my. En ons dit nie te soek in alles wat ons beleef nie. Ons hoef dit nie te soek in enige event nie. Want hy gee dit van binne af. Vir elkeen wat glo. Maar dis nie maar net om geloof te glo nie, nee. Dis om geloof te doen. 2 Korintiërs 5 vers 15 sê, hy het vir almal gesterf, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self lewe nie, maar vir hom, wat vir hulle gesterf en uit die dood opgewek het. En daarom wil ek vir jou die vraag vra. Het Jesus vir jou gesterf? Het hy regtig vir jou gesterf? Vir jou verlos? Hoe sal jy weet? Hoe sal mens regtig daarvan seker kan wees? Wel, wanneer jy nie meer vir jouself lewe nie, maar vir hom, dan sal jy seker wees. Wanneer jou kinders en jou ouers nie meer die enigste en die belangrikste in jou lewe is nie, maar God is.
Wanneer jou tyd verdryf en jou vermaak nie meer die fokus in jou lewe is nie, maar God is. Wanneer dit nie meer gaan eers oor jou land en jou taal en jou kultuur nie, maar as dit gaan oor hom. Wanneer hy die fokus is, nie meer jou prestasies of jou sukses of jou gewildheid of die lekker aftrede waarvoor jy jou voorberei nie. Maar wanneer hy die kern is van alles, ons doen nog al hierdie dinge, maar in al hierdie dinge is dit 'n manier om hom te dien, 'n manier om hom te verheerlik. Die liefde vir ons ouers en ons kinders is 'n manier om te wys dat ons vir hom lief is. Alles wat ons doen, moet wys. Dit gaan oor hom. Ek lewe nie meer vir myself nie. Ek kan nie meer doen wat ek wil nie, soos ons in Galasiërs 5 lees nie. Nee, onder die heerskappy van sy Heilige Gees. En as jy in hom glo, en jy het hierdie sekerheid van geloof wat jy kan sien uit jou lewe uit, onthou, dit is omdat God die Vader jou so lief het, dat hy sy eie seun verlaat het en gestraf het vir die sonde van ons wat glo. Dat hy sy enige ewige geliefde seun verlaat het in daardie diepste nood en lyding en hom in daardie lyding nog verder gestraf het en hom verlaat het terwille van my en van jou redding en ons versoening met God. Wie sou dit ooit kon dink? Wie sal dit ooit kan begryp? Dat God so iets gedoen het. Die genade, die liefde, die barmhartigheid, die verlossing. Geen wonder dat ons hierdie dag wat ons aan hierdie verskriklike gebeure dink, goeie Vrydag noem nie. Want dit is juis hierin, wat ons nie net God se wraak op die sonde sien nie, maar dat juis hierin wat die lig van sy liefde en sy barmhartigheid die helderste skyn. Want dis vir my en vir jou, wat het net met die geloof wat hy in jou werk. Prys hom vir sy genade en sy liefde. Verheerlik hom, deur in hom te lewe, nie meer vir jouself, maar vir hom. Verheerlik hom met jou lewe. Amen. Onse Vader, ag Here, maak ons stil in onsself. En as ons so in die lewe wonder oor goed en as ons so dinge wil worstel met dinge, maak dit stil in ons. Dat ons in verwondering net stil staan by wat U doen in U grootheid. En die sekerheid daarvan. Bevestig dit deur die Gees in ons harte. En lei ons deur die Gees. Heers oor ons deur die Gees, sodat ons hierdie sekerheid sal hê. Dat ons nie meer ons vrede en ons ervarings soek nie. Omdat ons dit reeds het in U. En in U alleen. Ons bid dit, Here, in die naam van Hom, wat U 'n naam gegee het, wat bo alle name is. Hy wat Homself gegee het, wat deur U verlaat is, en aan wie ons deel kry deur U Gees. Jesus Christus, U Seun, ons Here en Verlosser. Amen. Deur al die eeue heen, wou Jesus hê dat sy mense moet weet dat dit gaan kom. En daarom al die offers in die Ou Testament, in besonder daardie bloed aan die deurkusyne wat verlossing gebring het vir hulle wat glo in Egipte, die Pasga,
wat hulle laat dink het laat kom, en dan daardie laaste Pasga wat hy saam met hulle vier die aand voordat hy deur hierdie verskrikking moes gaan, dat hy daardie aand, juis by die Pasga, dit verander. En vir ons 'n teken gee, sodat hy wil hê, ons moet deur ons hele lewe verder 'n teken hê, wat sal seker maak dat ons niks hiervan sal vergeet nie, maar dat ons elke keer weer ten volle en volledig sal onthou. En ons vrede daarin sal vind. Daardie aand wat hy die brood geneem het, en gesê het, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, doen dit tot my gedagtenis, gebruik dit. En die beker na die maaltyd, hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed, wat vir julle vergiet word. Hy gee sy teken van brood en wyn vir sy kinders, vir elkeen wat glo. Die uitnodiging gaan na almal toe, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, kom. Maar in Korintiërs 11 lees ons ook baie duidelik dat ons moet mooi en versigtig daaraan gebruik. 'n Mens kan nagmaal gebruik in minagting, deur te lewe soos jy wil, en nie te buig voor God se wil nie. En dan te wil kom deelneem aan Christus, asof hy nou deel kry aan jou sonde. Dit kan nie. Daarom hierdie selfondersoek, dat ons sal besef wat ons sonde is. En dat ons Jesus se verlossing vir onsself toeëien, dat ons met geloof aan hom vasgryp om deel te kan kry in sy verlossing en daarvan seker te wees, maar dan ook die vaste voorneme te hê om deur die krag van sy Heilige Gees met die sonde te breek. Om van niets af weer met nuwe ywer teenstand te bied teen die sonde en die verleiding en die sondige natuur in my. Om van niets af weer vir myself te sê, ek gaan nie meer doen wat ek wil nie, ek gaan nou doen wat God wil. As dit nie jou gesindheid is nie, dan waarsku Paulus dat die gebruik van nagmaal 'n oordeel oor jouself bring. Maar wanneer dit wel jou gesindheid is, as jy hier sit soos 'n sieke wat 'n dokter soek, soos 'n dooie wat iemand soek om jou uit die lewe op te wek, as jy na Christus toe kom, neergeslaan deur jou sonde, maar opgewonde en dankbare blydskap oor sy verlossing en die vaste voorneme om in hom te lewe, dan is die nagmaal juis vir jou. Sê, kom word versterk, kom proe die wyn, kom proe die brood. En so seker as wat jy die brood eet, so seker dat jy deel aan Jesus Christus. Hy is die brood van die ewige lewe. En so seker as wat jy die wyn drink, verkoop hy jou siel met 'n nuwe opgewondenheid en 'n huppel in jou stap. Dis wat in die nagmaal gebeur. Kom ons sing juis van hierdie voorbereiding van ons. Terwyl ons so sit, miskien kom ons staan om 'n bietjie bene te rek ook vir jou. Ons sing daarvan dat die Here dat U lewe gee, sodat ons vergewe word en verlos van die dood. Dis waaroor dit gaan. Ons sing daarvan dat hy die redder is, en daarom sê ons ontvang en aanvaar ons eien sy verlossing toe, en dan hierdie voorneme, ons sal tot U eer lewe, aan U oorgegewe. Kom ons staan, dan sing ons dit, daarna gaan sit ons weer. Soos ons in gedagte terugdink aan daardie dag, so dink ons in ons gedagtes aan die maaltyd wat kom, die bruilofsmaal, van almal wat nou saam in Christus hier nog in hierdie lewe stry, in ons volkome oorwinning en in sy heerlikheid eendag.
Want ons gebruik hierdie tot sy gedagtenis, totdat hy kom. Aan die nagmaal het ons waarlik gemeenskap met Christus. Hier is iets hier wat gebeur, wat ons nie kan verduidelik nie. Jesus wat sê, dit is my liggaam. En tog bly dit brood. Dit is my bloed. En tog is dit net wyn. Maar in die nagmaal het ons gemeenskap met Christus self. Soos Johannes 1 sê, 1 Johannes 1 sê, ons het gemeenskap met die Vader en die Seun. Hy gaan verder, en dan sê hy, maar daarom het ons ook gemeenskap met mekaar, en dit is ook wat gebeur aan die nagmaalstafel. Daarom doen ons dit saam. Dat daar 'n gemeenskap is tussen my en met jou en met elke een wat glo, hier by mekaar en oor die wêreld en oor die eeue heen. 'n Gemeenskap met mekaar, omdat ons saam met Christus gemeenskap het. Kom dan as jy voorberei het en jy's reg en dit is jou gesindheid om so te lewe voor Christus. Kom sit aan die tafel. Die van julle wat in die banke bly, maak seker dat jy jou brood en jou wyn het, dat ons nou saam die nagmaal kan gebruik. Kom sit aan. Hier gaan nog 'n paar plekke wees. Miskien so 2, nee, net 1. Kom ons fokus ons harte op hom. Kom ons sing hierdie lied, dat hy vir ons sterf wat so diep verlore is. Ek is jammer, ek het nie vir julle 'n kopie gebring nie. Die 3 agter die, hy sterf vir ons so diep verlore. God en Vader, ons wil nou met hierdie nagmaal die heerlike gemeenskap met u geliefde Seun Jesus Christus vier. Daarom bid ons, stuur u lewendmakende Gees, sodat ons gevoed kan word met die ware brood uit die hemel, wat ewige lewe skenk. Amen. Die klein bekertjie is sap, hoor. Die brood, vat maar jou stukkie brood en breek hom saam. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Vat dit
eet dit en glo dat die liggaam van Christus vir ons gegee is tot 'n volkomme versoening van al ons sonde. Die wyn of die vrug van die wingerdstok wat ons drink is gemeenskap met die bloed van Jesus Christus. Vat dit en drink almal daarvan. Dink daaraan en glo, verseker, dat die kosbare bloed van die Here Jesus Christus vergiet is tot 'n volkomme versoening van al ons sonde. Die wyn kom aan die kant op. Kom ons prys die majesteit van ons God. Julle kan gaan sit. Kom ons saam staan
En dan sing ons saam en ons juig oor ons verlosser. Ons prys hom nou, wat vir ons redding betaal het. Ja, wat deur sy sterwe vir ons oorwinning behaal het. Kom ons sing dit saam. Dan bly ons staan. Ja, as jy ooit wonder wat dit beteken, vandag weet ons as ons so daaraan terugkyk, wat is God se genade, sy liefde, sy gemeenskap, en daarom hierdie woorde uit 2 Korintiërs waarmee hy jou seën. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees. Ek het net maar een afkondiging vanoggend. Dit was 'n verskriklike naweek vir sy disippels. In totale verwarring. Want hy wat gesê het hy kom die koninkryk van God vestig, is gekruisig, hy's dood, hy's begrawe, hy lê in 'n graf. Dis verby. Maar dan Sondagoggend, lewe uit die dood. Lig uit die duisternis, helderheid van verstaan uit die verwarring. Dit is ons fokus Sondag, as ons by mekaar kom, om te sê, weet jy, dit het nie by daardie Vrydag gebly nie. As dit het, was alles te vergeefs. Maar hierdie fees van hierdie naweek, is vandag maar nog net die halfpad. Kom Sondagmôre. Kom ons maak hierdie fees klaar, want dis die tweede helfte wat kom. Jesus wat uit die dood uit opstaan. En daarom, in plaas daarvan wat ons mekaar groet met die vrede, soos wat ons gewoonlik gesing het, kom ons sing vandag iets anders. Het jy gehoor van Jesus, van lewe uit sy dood? En dan gesels ons Sondagoggend verder daaroor. Kom ons sing dit saam, en dan gaan drink ons 'n koppie tee saam. Ekskuus, ek moet ook baie welkom sê, ons het 'n paar besoekers by ons, naam my ergens neergeskryf. Ja, natuurlik Rochelle en Werner, julle is lekker as julle hier by ons te kan hê, maar van ver af, Joshua en Shrizai, het ek dit reg gesê? Shrizai. Nie reg gesê nie. Jy moet ons maar daar buite reg help.
Chris hy. Chris hy. Dit is altyd 'n ding met die CH, nee. Is dit nou 'n K of is dit 'n G? Ja, is dit nou Jesus Christus of is dit Jesus Christus? Maar jy's Chris hy. Welkom by ons, Chris hy en Joshua. As julle Sondag weer kom, dan sal julle ouers vir julle vertel wat gebeur met besoekers wat by ons kom kuier. Kom ons sing vir mekaar hierdie ding van, het jy al gehoor van Jesus, van lewe uit die dood? En laat dit dan vir jou bring om Sondag regtig daarin te kan feesvier. Kom ons sing saam en dan gaan drink ons koffie en tee.